Goeiemôre, baie welkom vir almal van julle. Dis Junie, so dis amptelik winter, so baie welkom. Ek hoop jy's warm en reg vir die winter. Welkom in Bloemfontein, dis maar wat ons hier doen. So dis lekker om julle almal te sien. As jy kuier by ons, baie welkom. Dis vir ons lekker as jy hier is, ook almal aanlyn, baie welkom vir julle. Van almal Petersburg, Smithfield, ek weet 'n klomp van Kroonstad is hier, so welkom Kroonstad. Dis lekker om julle ook hier te hê en vir die res van reg oor die wêreld. Dis vir ons 'n groot voorreg. Nou, ons is in ons reeks wat ons noem 1 Timoteus. Ek gaan vir ons bid en dan gaan ons induik. Miskien moet jy net vir die persoon langs jou sê, jy gaan ook 5 minute laat wees vir jou ma se skaapbout, want Peter het baie om te sê, maar hier gaan ons. Kom ek bid vir ons en dan duik ons in die woord van die Here in. Here, dankie vir u goedheid. Dankie vir u woord. Dankie vir u gees. Dankie dat ons in die naam van Jesus kan vergader. Dat ons kan bewus raak dat u is hier. Ek wil vra, Here, dat u die woord vir ons sal oopbreek. Ek bid dat ons sal ontvang dit wat u wil sê deur die woord. Dat ons nie sal skop teen dit wat u vir ons vra om te doen nie. Maar dat ons onsself ondergeskik sal stel aan wat u sê en dat ons die aanpassing sal maak wat nodig is. Omdat u 'n goeie Vader is. Omdat u ons liefhet. Omdat u 'n plan het vir ons lewe. Breek dit vir ons oop in Jesus naam. Amen. Ons het laasweek begin met 'n reeks wat ons noem 1 Timoteus en die onderskrif is 'n gids vir die huisgesin van God. En ek gaan nou vir jou wys waar daai naam vandaan kom, maar Timoteus was 'n jong man gewees, 'n jong seun heel moontlik wat Paulus ontmoet het in Lystra op een van sy sendingreise. Timoteus, dis 'n dubbel naam, dit is Timo wat beteken eer en Theos wat beteken God. En sy pa was 'n Griek en sy ma was Joods gewees. Ons weet nie baie van sy pa nie, maar ons lees dat sy ma hom eintlik groot gemaak het in die geloof. En sy ma en sy ouma, Lois en Eunice. En Paulus ontmoet hom en hy neem hom onder sy vlerk en hy begin hom te disipel en hy stap 'n pad met hom en hy vat hom oral saam op sy sendingreis en Timoteus word eintlik deel van die binnekring van Paulus. So baie keer en so baie van die briewe wat ons het in die Nuwe Testament wat Paulus geskryf het, dan sal hy sê dis van Paulus en Timoteus. Ons sien dit in 2 Korintiërs, Filippense, Kolossense, 1 en 2 Tessalonisense, Filemon en hy word ook genoem in Romeine en in 1 Korintiërs. So hy was deel van wat Paulus doen. En dan Paulus stuur hom terug na hierdie kerk toe in Efese wat hy begin het, omdat daar dinge gebeur daar en hy wil hê dat Timoteus moet gaan en eintlik hierdie ouens gaan help sodat die kerk kan sterk bly staan. Timoteus is heel moontlik omtrent 29 jaar en ons weet daar's 'n klomp dinge wat teen hom tel omdat hy so jonk is en binne in hierdie kultuur en oor sal Paulus hom bemoedig en sê staan sterk, wees sterk, moenie laat hulle op jou neersien omdat jy jonk is nie. Ons glo jou. En Paulus het iets in Timoteus gesien wat Timoteus nie self in hom kon sien nie. En dan skryf hy hierdie brief aan Timoteus, maar dis privaat in die opsig dat dit is gerig aan Timoteus, maar eintlik wil Paulus die kerk leer deur Timoteus, deur hierdie brief. En hy wil vir Timoteus dinge leer van juis hoe moet die kerk optree. En in 1 Timoteus 3 vers 14 en 15 dan sê ek skryf hierdie brief, ek skryf hierdie dinge juis vir jou oor die volgende, dat in geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Hierdie is 'n gids wat ek wil hê jy moet gebruik, sodat mense sal weet hoe om op te tree in die huisgesin van God. En dit is die gemeente van die lewende God. En dan sê hy, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. En dit is wie ons is. Dit is die rol wat ons vervul. En hierdie brief is deel van die pastorale briewe in die Bybel, 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus. Nie net is dit vir die jong man gerig en om hom te disipel nie, dis ook vir ons gerig om ons te disipel. As ons die gemeente van God is en as ons die draer en die beskermer van die waarheid is dit belangrik dat ons sal leer uit hierdie brief hoe ons moet optree, hoe ons moet leef. En Paulus wil seker maak in hierdie brief dat hulle die regte dinge glo sodat hulle op die regte manier kan leef, sodat ons die regte dinge kan glo en op die regte manier kan leef. En Paulus duik eintlik in 'n klomp temas in wat daai tyd van toepassing was vir hierdie kerk in Efese, maar wat van my en jou nog steeds van toepassing is, wat ons nog steeds sien in hierdie gedeelte. En die gedeelte waaroor ek vandag juis gaan gesels en die tema wat Paulus hier wil aanspreek, is juis iets wat ons baie sien in ons tyd wat ons leef. Daar's hierdie verdraaiing, daar's hierdie afdwaal van die waarheid, daar's bietjie van die waarheid, maar dit gaan in 'n rigting wat nie goed is nie.
En Paulus wil vir Timoteus en die kerk waarsku en hy wil vir jou en vir my waarsku, sodat ons lewe sal evalueer en dat ons die nodige aanpassing sal maak en sal bly by dit wat hy wil sê en wat hy sê is belangrik. En ons gaan in 1 Timoteus 1 wees vandag. En ek het 'n klomp verse, ek het 'n klomp dinge wat ek moet sê en as dit voel ek gaan vinnig, dis omdat ek vinnig gaan. Want ek wil 'n klomp dinge vir jou sê en neem notas en onderstreep, want hierdie is vir ons. Hierdie is vir ons, sodat ons in 'n tyd soos nou, die draer en die beskermer van God se waarheid kan bly, en lig kan skyn en sout kan wees in 'n wêreld wat dit nodig het. Paulus skryf in 1 Timoteus 1 vanaf vers 3, hy sê, soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. So Paulus sê vir Timoteus, ek wil hê jy moet nou predikant wees van hierdie kerk. Ons weet dalk meer van die kerk in Efese as enige ander kerk. Daar is geskryf oor Efese in Handelinge, in Timoteus, ons het die brief Efesiërs, daar word in Openbaring van hierdie kerk geskryf. So ons weet dalk meer van hierdie kerk. En hoe die kerk ontstaan het, is dat Paulus het op een van sy sendingreise in Efese aangekom, 'n paar gelowiges ontmoet, en agtergekom dat hulle het nie die volle waarheid gehoor. Hulle is net gedoop met die doop van Johannes, hy doop hulle in die naam van Jesus, hy lê hulle die hande op, bid vir hulle, die Heilige Gees kom op hulle, en vir omtrent 3 jaar bly Paulus in hierdie dorp, en hy leer vir die mense van Christus, hy leer vir hulle van die koninkryk van God, en die goeie nuus, die evangelie leer hy vir hulle, en ons lees dat eintlik hierdie hele omgewing, nie net die dorp nie, maar die hele omgewing, het gehoor van die goeie nuus van Jesus. Soveel so, in hierdie dorp in Efese, is die tempel van Artemis, die Latyn is Diana, en eintlik soveel van hierdie mense, wat vir Artemis aanbid het tot geloof gekom, en hulle het nie net vir God ingepas in hulle leefstyl nie, nee, hulle het hulle self ondergeskik gestel en onderdanig aan Jesus, soveel so dat hulle praktyke en hulle afgodsbeelde neergelê het, soveel so dat die besigheidsmanne wat hierdie afgodsbeeldjies gemaak het en geld gemaak het eintlik 'n ontroering veroorsaak in die dorp, omdat hulle is besig om geld te verloor, en hulle praat teen Paulus, en daar's eintlik hierdie hele ding in die dorp. En Paulus gaan weg uit Efese na 3 jaar, en dan voor hy weggaan, dan roep hy die ouderlinge van die kerk, en hy sê vir luister, wees versigtig, want dan gaan onder julle ouens kom wat soos wolwe in skaapklere is, en hulle gaan dinge begin leer in die kerk wat nie die kern is nie, wat nie die waarheid is nie, en julle as ouderlinge, julle as leiers in hierdie gemeente, moet seker maak, julle keer dat dit gebeur. En dan later stel hy vir Timoteus aan, as die predikant binne in hierdie kerk, en dan is dit juis oor hierdie ding wat hy die ouderlinge gewaarsku het, dat hy vir hom sê, jy moet kyk hierna. So hy sê, bly in Efese, en dan in vers 4, daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei, en jy moet hulle dit verbied. Dis presies wat hy gewaarsku het. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke, as dat dit die vorming bevorder, wat God deur die geloof gee. En hy sê eintlik, luister, hier's ouens binne in hierdie kerk, wat meer aandag gee aan die sekondêre dinge en wil dit primêr maak en hulle vergeet waaroor dit eintlik gaan. En dit is verkeerd en hulle is besig om op 'n pad te gaan wat nie goed is nie. En dan sê hy die volgende, die doel van hierdie opdrag, die doel van hoekom jy dit moet teenstaan, die doel van hoekom jy moet praat en hierdie ouens verbied om dit te doen, is liefde. Hierdie ouens wat so gefokus is op die wet en vergeet van genade en so op die wet, vergeet dat Jesus sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Hulle vergeet dat Jesus het die wet, die Ou Testament wet opgesom en gesê, dit word opgesom in liefde vir God en liefde vir mense. Die doel hoekom ek jou waarsku, Timoteus, die doel hoekom jy hierdie ouens moet teenstaan, gaan oor liefde. Hulle het vergeet van liefde, en hy sê ook indirek vir Timoteus, maak seker dat jy doen alles in 'n gesindheid van liefde, anders word jy net soos hulle. Dan sê hy, die doel van hierdie is om liefde te werk, wat uit rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Hier is wanneer daai liefde te voorskyn kom, wanneer jou hart skoon is van sonde en jou gewete skoon is van skuld en daar nie in jou geloof dat dit opreg is en daar nie skynheiligheid is, en dan kom hierdie liefde te voorskyn. En hierdie ouens het vergeet waaroor dit eintlik gaan. Dan sê hy, daar is mense wat hiervan afgedwaal het. Hulle het afgedwaal van hierdie primêre ding, die liefde, en in vrugtelose gepraat verval. Dis nie omdat hulle meer intellektuele goed gesoek het nie, hulle het vergeet wat is die eintlike doel. Party van julle is 'n golfbal, om hierdie te verduidelik, jy het golf gespeel hierdie week, en jou golfbal het afgedwaal van waar hy moes lê, en het hier van die fairway afgedwaal. Hy het goed begin, maar toe gebeur daar iets. Dis dieselfde golfbal, maar het afgedwaal. En hy sê, luister, hierdie is wat gebeur met die boodskap. Dit begin goed en dan het hulle afgedwaal. En dit is daai tyd, maar is in ons tyd nog steeds van toepassing.
In hierdie tyd wat ons leef, is daar sekere boodskappe wat ouens leer, wat iets van die waarheid vat en dit dwaal af. Dis die een van die oudste triks van ons vyand, die duiwel. Dit het al in die tuin van Eden begin. Hy kom by Eva en hy sê, het God regtig gesê? En hy vat iets van die waarheid en hy draai dit so bietjie na 'n verkeerde kant toe. En 'n verdraaide waarheid is nog steeds 'n leuen. Hy is die vader van die leuen. En ons vind dit in ons samelewing, ons vind dit in hierdie kerk. Hier's hierdie ouens wat wetties is en hulle kom en hulle verdraai, hulle vat iets van die waarheid. Ja, 'n heilige lewe is belangrik. En om te leef, jou lewe in lyn te kry met die evangelie is belangrik. En dis Bybels. Maar hulle maak dat die evangelie is nie genoeg nie. Jy moet nog 'n paar dinge doen sodat jy in die hemel kan kom. En ek het hierdie openbaring gehad vir my lewe, maar nou moet almal dit doen. En dit word hierdie wettiese ding. 'n ander ding wat ons in ons samelewing beleef is juist die teenoorgestelde. Dat ek kan doen wat ek wil en ek sê net jammer vir die Here aan die einde en ek leef my lewe soos wat ek wil. Nee, daar is waarheid, daar's vryheid in Jesus. Maar as jy jou lewe leef soos wat jy wil, al wat dit beteken is dat Jesus is nie in beheer nie. Want jy is in beheer en jy bepaal wat is reg. Nee, wanneer ons lewe oorgee aan Jesus en hy is in beheer, dan is ons onderdanig aan hom. En dit is nie, hoor mooi, dit is nie onderdanigheid aan hom totdat dit nie moeilik is nie. Daar's dinge in my lewe en selfsugtigheid in my lewe en staf in my lewe wat die woord sê moenie dit so leef nie en wat die Gees sê moenie so leef nie, wat moeilik is om te doen. Ons moet dit doen want hy is in beheer van ons lewe. Dis nie net van leef jou lewe soos wat jy wil en sê net jammer en almal gaan hemel toe nie. Nee, dis ook nie waar nie. Daar's 'n gedeelte waar wat afdraai. Selfs met welvaartsteologie. Die waarheid is dat God is jou vader en hy wil jou seën. Dit is die stukkie waarheid. Maar dit word verdraai, dit doen hierdie dinge en God sal jou seën en dit word hierdie ding van God skuld jou iets en jy beter van God vra hoekom seën hy jou nie. En dan is daar party ons wat heeltemal na die ander kant toe weer afdwaal en dit word eintlik hierdie armoede teologie en sê wel as jy 'n Christen is moet jy arm wees. En dis ook nie waar nie. Hy is jou vader en hy besit 'n beeste op 1000 heuwels. Hy wil vir jou sorg en hy wil vir jou omgee. Ons leef ook in hierdie tyd van 'n self-help tipe evangelie. Hier's 3 punte en maak net jou lewe beter. Ja, as jy en ek het dit al baie gesê, as jy Jesus volg, sal jou lewe beter word en jy sal beter met die lewe word. Maar ons volg nie Jesus om ons lewe beter te maak nie, ons volg hom want hy is beter as die lewe en hy is die lewe. Dis hoekom ons hom volg. Ons vind ook hierdie ding in ons tyd dat ons bepaal wat is waar. Ons is nie wie God sê ons is nie, ons sê vir hom wie ons is. En dit word eintlik hierdie ding dat ons is selfbepalend en selfverwesenlik en dit word uiteindelik dat ek my selfbelange en my selfbevrediging kan bevredig. Dis wie ek is en dis hoe ek maak het en dis hoe ek leef. En die kern van al hierdie afdraai is die self. En ek dien myself en dit gaan oor myself en ek en aan die einde van jou lewe al wat jy het is self en jy kan nie self betaal vir jou sondes nie. En jy vergeet van liefde vir God en liefde vir mense en dit gaan net oor jou. En Paulus sê, luister, julle dwaal af van die waarheid. Dan sê hierdie ouens wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waaroor hulle so selfversekerd praat nie. Hulle sê hierdie dinge en hulle is so vol van dit, dis die waarheid, maar dit is verkeerd en dit gaan van die pad af. En dan sê hy, ons weet dat die wet goed is. Hy sê, ek is nie teen die wet nie. Die wet is goed. Die wet bepaal wat is die wil van God. Die wet bepaal wat is nodig vir ons en hoe verkeerd ons is sodat ons 'n verlosser het. As jy gaan kyk na wat koning Dawid skryf in Psalm 19, hy sê die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. As jy iets van die lewe wil beleef, volg die woord. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Jy kan dit vertrou. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Dit is soos 'n padkaart wat vir jou wys in watter rigting jy moet leef en in watter rigting jy moet gaan as jy verlore is. Dit bring blydskap, dit bring vreugde in jou lewe. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig, dit is nie onduidelik nie. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas, dit gaan nie verander nie. Die bepalings van die Here is reg, elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud. Soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. Is die woord van God nog vir jou kosbaarder as goud en geld en die dinge wat hierdie lewe wil gee? Is dit nog soet in jou lewe? Dan sê hy, u dienaar, laat hom daardeur leer. Daar's 'n gesindheid van leer my. Daar's 'n gesindheid van ek stel my onderskik. Ek kom nie met gesag na die woord en sê dis wat waar is en dis wat ek glo nie. Nee, ek kom onder die gesag van die woord en ek laat toe dat dit my leer en dat ek die aanpassings maak. Wie dit alles onderhou, wie dit vat en die aanpassings maak, groot is sy beloning. Ek sê dis goed.
So hier's wat Paulus wel sê, hy sê, ons weet dat die wet goed is. As 'n mens dit op die regte manier gebruik. En Paulus wil eintlik sê, luister, al hierdie ouens wat so vals lering kom, hier's een ding waarmee ek saamstem. Die wet is goed. Maar jy moet dit op die regte manier gebruik. Jy moet dit vir die regte doel gebruik. Want as jy die regte ding op die verkeerde manier gebruik, is dit nog steeds verkeerd. So as jy jou stofsuier as 'n hamer gaan gebruik, jy gaan 'n stukkie gat kan begin, maar dan eventually gaan die stofsuier ook nie meer wees nie. En dan het jy nie 'n hamer of 'n stofsuier nie. En daar's nog steeds 'n gat wat gemaak moet word. En dis die probleem, is dat baie keer wil ons die woord van God gebruik vir goed waarvoor dit nie is nie. En hierdie ouens wat die wet gebruik en hulle het in 'n rigting gegaan wat nie goed is nie. En Paulus wil duidelik maak, luister, daar is 'n doel. Die wet van God, die woord van God is soos 'n padkaart. Dit wys vir jou die pad aan wat jy moet loop wanneer jy verlore is. Dit wys vir jou die rigting aan. Dit is soos 'n spieël, sodat jy kan sien wat gaan hier aan en wat is die aanpassings wat gemaak moet word. Hier is die ding, van vooraf kan ek sien dat almal van julle het in 'n spieël gekyk vanoggend. Julle het mooi aanpassings gemaak. Niemand van julle het so mooi opgestaan uit slaap uit nie. Ek weet dit. Ek ook. Okay? Ons het aanpassings gemaak. Maar hier is die doel van 'n spieël. Die doel van 'n spieël is dat jy in hom kyk en sien, wow, hier moet 'n aanpassing gemaak. Hier moet hare gekam word. Hier moet 'n gesig gewas word. Jy haal nie die spieël dan van die muur af en begin jou hare met dit kam nie. Dis nie die doel van die spieël nie. Hy wil dit duidelik maak dat die doel van God se woord is dat jy kan sien wat is fout en dat dit jou dring na 'n verlosser toe. Te veel mense gebruik dit nie as 'n spieël nie, maar as verkykers of 'n venster om te sien, oh, kyk wat het sy nou weer gedoen. Ja, het jy gehoor van Sannie? Ja, ek bedoel, kyk net. Ek bedoel, hier's wat dit sê en ons mis die spieël. Paulus sê dis reg as dit op die regte manier gebruik word. Daarom sal geen mens, en dis wat hy sê in Romeine 3, en hoor maar wat hy sê, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word. Die feit dat jy gebruik nie die wet om, nou ek doen hierdie lysie sodat jy vrygespreek kan word, sodat jy gered kan word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Jy leer wat is fout en jy leer dat jy het 'n verlosser nodig. So dan sê hy, 'n mens moet onthou dat die wet nie vir wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan wet en orde steun nie. Vir die wat ongeregtig is 'n ander manier hoe jy hierdie kan vertaal. Nou hier is die ding. Daar was nog net een persoon wat hom ten volle gehou het aan die wet van God en sy naam is Jesus. Die res van ons is almal skuldig om die wet te oortree. Ons almal is ongeregtig in ons sonde. En as jy wonder of dit waar is, kom ons doen 'n toets vir 'n oomblik. Kom ons vat net die 10 gebooie. En ons kyk hoeveel uit 10 kry jy en hoe perfek kan jy leef. Nou ons maak jou vingers, want ek gaan nou jou die 10 gebooie leer op jou vingers. Ek weet dit is koud, maak dit so jou vingers gaan lewe kry. Dan is hy mooi, dankie vir die saamwerking. Hier is die ding, nommer 1. Daar's net een God. Was daar iets al ooit belangriker in jou lewe as God? Dan is jy skuldig aan hierdie een. Nommer 2, sny die afgode af. Was daar enigiets wat tydelik is, iets in hierdie lewe wat so belangrik geword het, wat soveel bepaal het wat jou prioriteit in alles is. Ons is skuldig aan dit. 3, weer, watch your mouth. Gebruik jy die naam van die Here ydel? Party van julle in verkeer kan dalk iets sê wat jy nie moes gesê het nie. Okay? Nommer 4, die Sabbat. Onderhou die Sabbat. Sal ooit dit, hou jy nog die Sabbat? Werk jy 6, rus 1? Of is dit 'n ekstra dag vir ekstra werk, ekstra ure dalk? Nommer 5, jy sê, eer jou vader en jou moeder. Nou hier is die ding, almal van ons is skuldig aan hierdie. As jy al 2 jaar oud was of 20 jaar oud was of 'n tiener was, dan is jy skuldig. Jy het nie jou vader en moeder geëer nie. Nommer 6, mag jy moord pleeg nie. En dis hier gewoonlik wat almal sê, ek het hom nog iemand doodgemaak nie. Jesus kom en hy sê, as jy net haat in jou gedagtes gekweek het, in jou hart gekweek het teenoor iemand, het jy moord gepleeg. Dink aan daai kar wat voor jou ingery het. Party van julle doen dit baie keer met verkeer as ons hier uitry. Ek dink jy moet watch vir daai ene. Daar gebeur ietsie binne jou. Jesus sê jy's skuldig. Jy's skuldig aan moord. 7, moenie egbreek pleeg nie. 2 gaan kuier hier agter. Okay? Ek is dan nie skuldig nie. Ek is net getrou met my vrou. Okay? Jesus het ook gesê as daar iets in jou hart is, enige wel is en jy kyk na 'n vrou met begeerte, of kyk na 'n man met begeerte, of jy kyk na een of ander prentjie of een of ander fliek, dan is jy skuldig aan hierdie ene. Nommer 8. Mag jy steel nie? Party van julle het 'n paar van die kerk se potlode by jou huis. So sê maar net. Okay, jy kan die potlode vat, maar jy's skuldig aan die wet, okay? 9, oeps, daar is die puntjie toe nou. Jy mag nie jok nie. Hier is die ding, baie van julle het hierdie week gejok. Jy het 'n boksie getik wat gesê het, I read all the terms and conditions. I klik het. Jy het nie. Jy het gelieg, jy's skuldig.
En dan nommer 10 is, jy mag nie begeer nie. Al ooit kwaad gewees omdat iemand anders iets gekry het wat jy gehoop het jy kan kry? So hier is die ding, hoe goed het jy gedoen uit 10 uit? Ons almal is skuldig. Paulus sê ons is skuldig. Ons is ongeregtig. Ons is skuldig aan hierdie wet van God. En dan wat Paulus doen is hy gaan in 'n lys in wat eintlik goeters aanspreek oor 5 tot 9, die gebod 5 tot 9. Nou hier is die gevaar van wanneer jy 'n lys kry oor sondes in die Bybel, is die gevaar dat ons hanteer soos 'n groepsfoto. Hoe weet jy wanneer 'n groepsfoto nice is? As jy jouself daar sien en jy lyk mooi. Ja, dis 'n beautiful foto. Maak nie saak of al die ander se oë toe is nie, is 'n baie mooi foto want jy is okay. So nou wat baie keer gebeur is ons lees hierdie lyste wat Paulus maak en ons sê ek staan op die lys, so ek's okay. Of as jy wel jouself op die lys kry, dan is ons soos dan gaan ons in hierdie selfverhouding. Ja, maar die Grieks beteken eintlik dit. Dis nie eintlik wat Paulus bedoel het nie. Of ons begin kyk wat is die ander ouens wel, maar jy's dan 3 keer op hierdie lys. Ek's net 1 keer so, ek staan beter. Moenie dit doen nie. Al wat Paulus wil duidelik maak is ons almal is op die lys. Ons almal voldoen nie aan die standaard wat God gegee het en net Jesus het dan voldoen. En hier is sy lys wat hy gee. Hy sê goddeloses en sondaars, ons het almal bepaal dat ons nie toets deurgekom het nie. Mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is. Ons is op die lys. Die wat vader of moeder slaan en doodmaak, is die 50 gebod. Moordenaars, 60 gebod. En dan gaan ons in wat dalk moeilik gaan wees vir party van julle. Ontuchtiges of onsedelikes. Die Griekse woord vir hierdie is pornos. Klink daai woord vir jou bekend? Dis enige seksuele aktiwiteit buite dit wat God bestem het, die grense van een man, een vrou in 'n huwelik. Dis wanneer jy na porn gekyk het en wel eens gehad het. Dis wanneer jy seks het met iemand met wie jy nog nie getroud is nie. Dis wanneer jy seks het met iemand buite jou huwelik al is jy reeds getroud. Dit het ook te doen, hoor mooi, dat indien jy seks in jou huwelik as 'n wapen begin gebruik en soos jy beter dit doen, anders gee ek jou nie seks nie. Of as jy dan nog gaan en sê, ja, maar onthou God se woord sê jy moet dit vir my gee, dan gebruik jy eintlik nog die naam van die Here verkeerd. En dan gee jy onder kategorie van seksuele sondes, mense wat homoseksualiteit beoefen. En kan ek net die volgende sê? Wanneer ons na Jesus toe kom en hy is Here van ons lewe, wat dit beteken is dat almal van ons moet ons eie drange en ons eie begeertes ondergeskik stel aan wat hy sê. Onderdanigheid is nie onderdanigheid totdat dit nie moeilik is nie en totdat dit nie iets vat nie en totdat dit iets is teen die grein van jou en almal, maak nie saak wat jou oortuiging is, jou seksuele oortuiging of wat jy dink of wat jou agtergrond is nie, ons almal moet kom en onsself en ons eie drange ondergeskik stel aan Jesus. En eintlik al wat hy wil sê is jy's op die lys. Dan gaan hy aan. Ontvoerdes of ouens wat slawedrywers is. Met ander woorde, hulle steel mense. Leenaars, ouens wat jok. En die wat myn eet pleeg, dis ouens wat professioneel jok. En as jy dan dink, ek staan nog nie op hierdie lys en as Paulus soos kom ek maak dit seker jy is op die lys. Iemand wat enigiets doen wat met die gesonde leer in stryd is. Met ander woorde, almal van ons is op die lys. En die rede hoekom hy die Gees soos ek wil jy moet sien dat jy is nie goed genoeg nie en jy is skuldig aan hierdie wet en die wet is 'n spieël wat vir jou wys dat jy het iemand nodig en dit moet jou dryf na iets wat dit kan kom verander in jou lewe en sy naam is Jesus. Hy gaan Paulus aan, hy sê die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie, die goeie nuus wat aan my toevertrou is. God het my toevertrou om dit te gaan verkondig in hierdie wêreld. Die evangelie van die heerlikheid van die goeie God. Dan sê hy, teenoor Christus Jesus ons Here, is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. En Paulus dink nie aan sy bediening, hy dink aan 'n spesifieke dag op pad Damaskus toe, wat hy eintlik besig was om die kerk van Christus te vervolg. En hy dink waar hy was en hoe sleg hy was en Jesus ontmoet hom in daai oomblik. En hy wys genade aan hom. En hy red hom, hy sê ek dit dalk vir jou. En hy sê so, hy het my, ek dink, ek's dankbaar dat hy my vertroubaar in sy diens stel. En dan sê hy, al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. En hy stryf uiteindelik in amper in trappe van vergelyking, erger. Ek het hom belaster, ek het sleg gesê, hierdie nuwe beweging, hierdie kerk van Jesus wat sê dat Jesus leef, ek het slegte goed oor dit gesê. Nie net het dit by woorde gebly nie, ek het dit oorgegaan in dade. En ek het enige man en vrou en kind wat enigsins bely dat Jesus is Here van hulle lewe, het ek in die tronk gegooi en selfs van hulle doodgemaak. Ek het Christus se liggaam vir Jesus, sy kerk, sy bruid het ek vervolg. En asof dit nie genoeg was, en het ek hom beledig. En daai beledig is dat ek was 'n violent, ek was kwaadwillig en gewelddadig in wat ek gedoen het.
En hy sê, dis hoe bad ek was. En ten spyte van dit ontmoet Jesus my daar, terwyl ek op pad is om juis hierdie dinge te doen. En hy vra vir my, Paulus, Saulus, en hy verander my naam, maar Paulus sê, hoekom vervolg jy my? Dis vir my wat jy vervolg. Maar God was genadig. Hy het barmhartigheid teenoor my getoon, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. En dan sê ons Here het my oorlaai, en hierdie woordjie, jy kry hom net 2 keer in die Nuwe Testament, dis super abundantly, meer as genoeg, meer as voldoende met sy genade. Ek is op die lys, en ek is bad op die lys, maar sy genade was meer as my sonde, sy genade was meer as my foute, en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Die genade van God is in 'n iemand, dis in Jesus, en jy kan nie die genade van God skei van die persoon van Jesus Christus nie. En dan sê hy, dis 'n betroubare woord. Dis amper soos wat, as ek vir jou sê, as jy niks anders hoor nie, luister na hierdie een ding, dis wat hy sê, dis 'n betroubare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos, om mense wat op die lys is, te verlos. Hy het nie net gekom om mooi goedjies te leer nie, en om 'n paar wonderwerke te doen, en om water rond te loop, en sodat mense iets van God sien nie. Nee, hy het gekom, sodat mense wat skuldig is aan die wet van God, sodat hulle verlos kan word, en 'n verhouding met God kan hê. En van hulle is ek die grootste. Paulus sê, luister, ek was die grootste sondaar. Jy dink jy is die grootste sondaar? Ek was die grootste. Jy het nog nie aktief die liggaam van Christus vervolg nie. Jy het nie mense doodgemaak omdat hulle nie Jesus glo nie. Jy was nie 'n boelie in die naam van godsdiens teen Christus self nie. As jy dink jy is te sleg, ek is erger as jy. En hy het sy genade vir my kom gee. Maar jy is daarom, omdat ek sondaar is en op hierdie lys is en skuldig is, was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon, en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo, om die ewige lewe te verkry. Dis wat Paulus sê, luister, die rede hoekom God my gered het, is sodat ek 'n voorbeeld vir enige iemand wat na my leef, wat in die toekoms enigsins die genade van God kan hoor, sodat ek 'n voorbeeld kan wees vir hulle. Eerstens, dat jy kan nie soos groot sondaar soos ek wees nie. So maak nie saak waar jy is en waar jy op die lys is en hoe skuldig jy is nie. Jy moet weet dat daar's genade vir jou. As God vir my genade kon gee, kan hy vir jou gee. Dis wat Paulus sê. Maar dan aan die ander kant sou ons sê, ja, maar ek is dan beter. Ek het dan nie al hierdie dinge gedoen nie. Ek het groot geword in 'n Christenhuis. Ek ken dan 'n paar Bybelversies. Ek ken die liedjies. Ek het nie verkeerde goeders gedoen nie. Inteendeel, as ek my storie moet deel oor verlossing, dan sal ek sê dis 'n boring storie, want dis maar net so. En Paulus sê, hier is die gevaar van jou. Jy dink dat jy het iets om te bring, dat jy het goeie dade om te bring, dat jy is gedoop toe jy klein was en jy ken die versies. Paulus is beter. In Filippense 3 dan sê hy, gee sy repertoire oor godsdienstige aktiwiteite. Hy sê, jy dink jy het 'n paar versies in die kop. Ek het die hele Ou Testament uit my kop uitgeken. Jy dink jy het mooi geword in 'n Christen, ek was beter as jy. Jy dink jy leef al die goedjies reg, ek het dit beter gedoen as jy. En dan sê hy, weet jy wat? Al hierdie goeders beskou ek as onsin, as gemors, uitwerpsel, teenoor hom vir Christus te ken. En hier is eintlik wat Paulus sê, niemand is te goed vir die genade van God nie. Daar's niks wat jy kan bring en sê, ek het dit nie nodig nie. Ek is beter as jy en ek het die genade nodig. En niemand is te sleg vir God se genade nie. Jy kan sê, jy het al jou sonde, en wanneer jy die lys neem, kom die skuldgevoel so oor jou. Hier's wat Paulus wil sê, ek is erger as jy, en hy het sy genade aan my bewys. Ek is beter as jy by godsdienstreëls, en ek is slegter as jy is sondaar, en ek het die genade genodig gehad, net soos wat jy het. As jy dink jy is goed genoeg, gaan kyk na Paulus se CV in Filippense 3. Hy was beter. As jy dink jy is te sleg om te kom na die Here toe met jou foute, gaan kyk na Paulus. Hy sê, ek was erger as jy. En God het sy genade aan my bewys. En dan in hierdie oomblik wat Paulus terugdink, dat God het sy genade oorvloedig aan hom gegee, ten spyte van hoe goed hy was en ten spyte van hoe hy sleg was, bars hy eintlik uit in aanbidding. In vers 17 dan sê hy, aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En jy weet, hy is 'n goeie predikant, hy sê amen, en dan gaan hy nog 'n paar hoofstukke aan met hierdie brief. En so, hy sê, maar God is so goed. Ek is in verwondering van wie hy is.
En dan kan mens nou aan die einde van hier kom, en soos ons wonder, hoe dit toe gegaan, hoe dit gaan met hierdie kerk, hoe dit gaan met hierdie kerk, en het hulle hierdie goed teengestaan, soos wat Paulus hulle gewaarsku het, en wat hy vir Timoteus gesê het. En ons kry 'n kykie oor dit. Wanneer Jesus verskyn aan Johannes, hy verskyn aan Johannes, hierdie disipel van hom, 'n goeie vriend van hom, vir wie hy lief is, saam met wie hy vis gevang het, en al die dinge, wat 'n ouderling was van die kerk in Efese. En hy verskyn aan hom in 'n openbaring as die opgestane Jesus, die verheerlikte Jesus. En hy sê vir hom, skryf hierdie dinge neer, en hy skryf Openbaring neer. En weet jy, wanneer Johannes vir Jesus in sy glorie sien, dan is hy nie soos, hey, visvang buddy, hoe gaan dit nie? Hy val op sy gesig neer in aanbidding. Die Jesus wat ons aanbid, is nie die Jesus in die krib, of die visvang Jesus nie. Dis die opgestane Heer. Ons het Hemelvaart in die week gevier, die opgestane Heer, wat aan die regterhand van God se in verheerlik. Johannes val voor hom neer. En Jesus sê vir hom, skryf hierdie neer. Skryf hierdie Openbaring neer, en hy skryf hierdie 7 briewe aan kerke, onder andere, die eerste aan hierdie kerk in Efese. En dan skryf Jesus, hy sê, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle aktiwiteite waarmee julle besig is. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Ek sien hoe julle aanhou om die regte dinge te doen en hoe julle goeie goeders doen. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Julle het presies gedoen wat Paulus gesê het. Kyk daarna. Julle het hierdie vals leraars, dis presies wat julle gedoen het. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur. Julle word vervolg omdat julle Christene is. Julle verduur en julle het nie moeg geword nie. Julle bly staan in hierdie. En as jy hierdie lees, dan wil jy amper sê, dis die tipe kerk waarvan ek wil deel wees. Hulle doen die regte dinge. Daar's nie vals leraar in nie. Hulle glo reg, hulle leef reg. Dis die tipe kerk wat nodig is in 'n tyd soos nou. Dis hierdie kerk wat amper 40 jaar of van 40 jaar daar is wat hierdie brief kry. Waar ons amper is, amper by 40 jaar as gemeente. Maar dan is daar 'n woordjie, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Paulus het sê, die doel van hierdie is liefde. En julle het dit gemis. Julle is besig met al die regte dinge. Julle mis liefde vir God. Luister kerk, hierdie is 'n waarskuwing vir ons as gemeente ook. Ons kan besig wees met al hierdie dinge, ons kan hierdie projekte hê, ons kan mense help, ons kan al hierdie dinge doen. Ons kan kerke plant op die platteland, ons kan uitreik, ons kan al hierdie dinge doen. As ons nie op dit let nie, as ons nie aandag aan dit kan gee nie, kan ons so besig raak met al die dinge, dat ons hart se liefde vir God kleiner en kleiner en kleiner word. En dit word net iets wat ons doen. En dit is net iets, ons kom net op 'n Sondag en ons mis waaroor dit gaan, liefde vir God. Hy sê, dit is my belangste. Dis waar dit gaan. Waarom brand jou hart nog met liefde vir God? Ja, ek weet jy is in 'n klein groep, ja, ek weet jy dien erns, maar het jy nog 'n liefde vir God? Is daar nog 'n vuur hier wat brand met 'n passie, dat jy soos Paulus in aanbidding wil aangaan? Wow, Here. En dan gee Jesus die oplossing. Hy gee die oplossing vir hulle. Hy sê, dink daaraan, en jy kan daai woordjie omkring, dink daaraan hoe ver jy agteruit gaan het. Onthou waar jy was toe jy gered is. Onthou waarvan ek jou gered het. Onthou die put waaruit ek jou gehaal het toe ek jou gered het. Dink terug. Bekeer julle. Wat beteken, is verander jou gedagtes oor dit en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Dink, bekeer en doen weer. Dis die oplossing vir dit. En as jou liefde vir God nie so warm brand nie, wil Jesus jou sê, dink, bekeer en doen weer. Dink terug waarvan jy gered is. Onthou waar jy was toe God jou uit daai put uit gehaal het en in sy koninkryk gesit het. Bekeer, verander jou gedagtes. Kry jou gedagtes weer in lyn hoe lief God jou het en sy genade wat oorvloedig vir jou is. En doen weer wat jy daai tyd gedoen het. Nie om God te beïndruk nie, maar omdat dit is dinge wat jy gedoen het uit liefde vir God, en doen dit weer dat hierdie vlam van liefde aangewakker kan word in jou lewe. Dink terug en onthou weer. Ek het voorheen gehad om laas naweek by mannekamp te wees daar in Riversdal. En in 'n gesprek met iemand daar, noem hulle 'n naam van 'n persoon wat hulle ken, sommer net so. En ek sê, dis die persoon wat my tot bekering toe gelei het. In 1999. Praktiefkampterrein op 'n koue Vrydag aand sementvloer. En hierdie hele week dink ek weer terug daaraan. En hy stuur vir my hierdie ou se nommer en ek stuur vir hom 'n boodskap toe ek daar onder sit en soos, ek wil net vir jou dankie sê.
Dankie dat jy die woord kom versprei. Dankie dat jy getrou was en gedoen het. Hier is wat aangaan. Hier is wat gebeur het sedert dan. Die hele week bedink ek dit en ek onthou waar ek was. Ek onthou die gemors. Ek onthou die skuldgevoel. Maar God se genade het my uit dit uitgehaal. En ek het die voorreg om te kan doen wat ek nou doen. Nie oor wie ek is nie. Oor hom. Dink en bekeer en doen weer. En ons het presies 'n prentjie van wat hulle aan die begin gedoen het. Ons lees in Handelinge 19. Vrees het hulle almal oorval en die naam van die Here Jesus is geprys. Hierdie ouens het die Here geprys en omkring daai woord want ek wil iets oor dit sê. Baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al hulle towerpraktyke openlik bely en bekend gemaak. Hierdie ouens het gekom en hulle was in aanbidding en hulle het God geprys en dan kom hulle by mekaar en hulle is in hierdie groep en hulle haal die maskers af en hulle sê, hier's wat die sonde in my lewe is. Hier's die staf wat ek verkeerd gedoen het. En hulle bely dit teenoor mekaar. Hulle doen dit saam as gelowiges. Heel party van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwermuntstukke werd was. Party ouens dink dis omtrent 167 jaar se salaris. Hulle kom soos vir die Here, ons gee dit. Ons pas die Here nie net in nie, ons gee ons hele lewe aan hom. Maak nie saak wat dit ons kos nie. So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei en dan verkondig die woord van die Here. En dis hierdie 4 dinge wat hulle doen. Die eerste ding is hierdie aanbidding. En ek wil jou aanmoedig, as jy hierdie 4 weer wil aanbrand in jou lewe, kom en aanbid God. Eer hom. Ek weet dis winter en jy hou jou hande warm wanneer ons sing. Ga net ook jou hande uit en steek dit net op. Daar gebeur iets wanneer jy jou liggaam in posisie bring van jou hart. En jy kan nou staan en soos ek weet Petrus sê ek moet doen, fake it till you make it, maar ervaar dat ons gee baie keer wanneer ons sport kyk en 'n ou druk 'n drie soos ja. Daar's iets van oorwinning in Jesus is 'n oorwinning. Dis hoekom ons hande oplig. Dis soos toe jou kinders klein was en jy kom by die huis en soos pappa. Daar's iets van 'n oorgee. Of iets soos wanneer die polisie kom en so soos ek gee oor. En dis wanneer ek in aanbidding soos hier ek gee oor. Jy's my Vader, jy het oorwin. Probeer dit. Eer die Here. Dan gebeur iets wanneer ons op ons knieë gaan en bid. Wanneer jou liggaam die posisie inneem van jou hart. Dit verander iets. En hulle het aanbid, miskien moet ons dit net weer doen. In oorgawe. Het by mekaar gekom. Dis hoekom ons praat die hele tyd van klein groepe. En hulle die maskers afgehaal en openlik bely en gesê, hier's wat die staf van my lewe. En Jakobus 5:16 sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar. Bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. En dan het hulle dit sonde doodgemaak. En ons kan nie 'n baken van lig wees en met sonde in ons lewe leef nie. Party mense hanteer sonde soos een of ander T-Rex wat klein is en hy's oulik en ek gee vir hom. Maar daai ding word groot en hy gaan jou opvreet en doodmaak. Jy kan vir hom 'n mooi naampie gee en alles, hy gaan jou lewe verwoes. En jy kan sê wel is net ek en niemand weet van hierdie nie. Sonde kom uit en dit verwoes die mense om jou en jou eie lewe en gewoonlik die mense naaste aan jou. Maak dit dood. Lê dit neer. Loop weg van dit. En dat was in die woord gevestig. En dat gaan in die woord versprei. Dat mense vertel van dit. En dis wat ons hier doen. Ek wil hê jy moet glo in Jesus. En ek wil hê jy moet in aanbidding leef van Here. Ek wil hê jy moet geken wees in 'n geestelike familie, in 'n klein groep waar jy vryheid kan beleef. Ek wil hê jy moet groei en stappe wegneem van sonde en na Jesus toe. En ek wil hê jy moet gaan soos wat God jou gemaak het om 'n verskil te maak in hierdie lewe. In die woord, vir die woord, deel Jesus in die naam van Jesus. Waarom brand jou liefde vir Jesus nog? Is jy nog gewortel, gevestig in die waarheid van Jesus? Is jy nog oorweldig deur die genade? Luister mooi. Ek gee nie om wat jou storie is, hoe ver jy was nie. Daar's genoeg genade vir jou. Ek gee nie om hoe goed jou storie is en hoe mooi jy in kerk groot geword het nie. Jy is nog steeds nie goed genoeg nie. Jy het ook die genade van God nodig. En hy gee dit vir jou. Hy wil dit gee vir jou. Is jy bereid om in dit te leef? As jy passie nie meer so brand nie, dink, bekeer en doen weer. Dink, bekeer en doen weer. En kyk wat kan verander. Kom ek bid vir ons. Vader, U is die goeie God. U het die wêreld so lief gehad, dat U U seun gegee het.
dankie dat U ons liefhet, Vader. Dankie dat U genade genoeg is en oorvloedig is en voldoende is. Maak nie saak hoe goed ons geleef het of hoe sleg ons geleef het. As jy nodig het om jou lewe oor te gee aan die Here, miskien is dit nou die tyd. Miskien jy nodig om jou hande op te steek en sê ek gee oor. Sê Here, red my. En dis 'n gebed wat hy altyd sal beantwoord, 100% van die keer. Here, hier sê ek red my. Ek gee my lewe oor aan U. As jy nodig het om dit te doen, wil jy net jou hande opsteek? Sê dis ek. Ek sien hierdie hande oor ons. Sê vir hom dat hy jou sal kom red. Want hy sê almal wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Here, ek kom bid vir die wat dalk se passie nie meer so sterk brand nie, dat hy iets nuuts en wakker in hulle harte sal maak, 'n nuwe liefde, 'n vars liefde, 'n vars vuur. Kom help vir ons, Here. Ons het U nodig. Ons eer U en ons prys U tot aan alle ewigheid. Amen.